Goeiemôre en welkom. En as jy dalk 'n bietjie later kyk, goeiemiddag en as jy vanaand kyk, goeienaand. Ons hoop julle het 'n wonderlike dag of het 'n wonderlike dag gehad. Dankie dat julle 'n bietjie saam met ons kuier, soos wat julle weet, met die ring van Roodepoort saam Pinkster en vandag is dit ons voorreg hier by Living Church dat julle saam met ons kuier. Ons hoop julle het 'n wonderlike dag saam met ons. So ons is besig met die idee van reis saam met die Heilige Gees. En so vandag is dit my voorreg om verder te gaan met hierdie en ons wil graag wil ek vir julle Johannes 7 lees vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As jy dors is, kom dan na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê, riviere van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het Jesus gesê oor die Gees wat in die mens is wat in hom glo, sou ontvang. Want die Gees was nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. En so, in hierdie tyd het Jesus, is hy nog nie in die kruis dood nie, hy het nog nie opstaan nie, ook nog nie opvaar na die hemel toe nie. Maar hy begin op praat oor die Heilige Gees en hoe dit gaan wees van die Heilige Gees gaan kom. En so gebruik hy 'n metafoor, riviere van lewende water. En so herinner dit my aan in Genesis, in die tuin, en die riviere wat daar vloei. En so weet ons dat God het alles geskep, die wêreld geskep en alles daarin, en hy het binne in hierdie wêreld het hy perfekte omgewing geskep, die tuin van Eden. En daar het hy mens geplaas en daar was riviere en alles was net perfek. Dit was mooi en groen en daar was nie tekort nie, daar was nie ietsie wat uitgedroog het nie, alles was perfek daar. So en mense kom en hulle eet van die boom wat hulle nie mag eet nie en daar begin alles. En die hele res van die Bybel vertel ons van hierdie struggle wat ons binne ons het, waar ons goed probeer op ons eie doen. En op 'n dag kom Jesus by 'n water, 'n well, en daar ontmoet hy 'n vrou en hy vra toe vir haar: "Geef my water." En julle weet hoe gaan hierdie storie verder. Maar dit eindig deur Jesus wat vir haar sê: "Maar as jy geweet het wie ek is, dan sal jy vir my vra vir water en ek sal vir jou water gee en jy sal nooit weer dors wees nie." En ek dink hierdie is 'n weird storie, nooit weer dors wees nie. Ek weet nie van julle, maar tans is ek nou dors. Ek lus vir my koppie koffie vanoggend nog nie dit gehad nie. Maar ek is nog dors, Jesus. Wat het ek iets verkeerd gedoen of wat? Maar ek dink Jesus probeer nie vir ons sê dit gaan 'n fisiese les van dors wees, maar 'n geestelike droogte wat in ons is. So vanaf Adam en Eva was daar droogte in 'n mens om meer te soek. Adam en Eva hulle het gesoek om hulle eie regerder te wees, om hulle eie reëls te kan maak. En so vandag ook is daar nog tans in ons, is daar nog hierdie neiging tot ons is nie, ons is nog nie versadig nie, ons is nog nie vergenoegd nie. Ons soek meer en meer. As ons 'n kar het, soek ons 'n beter kar. En so is dit eintlik maar 'n teken van hierdie droogte wat in ons is. Ons is op soek, konstant op soek na iets om hierdie droogte te les. En so kom Jesus en sê, maar ek is die oplossing daarvoor. Ek sal vir jou water gee en jy sal nooit weer 'n droogte ervaar in jou gees nie. Jy sal nooit weer dors word nie. En so is Jesus besig om vir ons iets daarvan te leer. En in hierdie tyd, COVID-19, is ek ook seker dat ons ervaar dat daar eintlik 'n geestelike droogte is. Daar's 'n opdroog van hoop, daar's 'n opdroog van liefde, daar's 'n opdroog van genade toon teenoor mekaar. En so kom Jesus juis nou, en ek glo in hierdie tyd van nou in Pinkster, kom sê hy, maar die Heilige Gees, onthou ek het vir julle die Heilige Gees gestuur. En hierso sê hy nog, ek gaan dit nog stuur, maar ons weet hy het al die Heilige Gees ook gestuur. Ons vier dit nou Sondag. En hy sê dat wanneer julle die Gees ontvang, dat julle riviere gaan word. En so is die uitnodiging vandag vir ons, dat ons riviere word van lewende water. Dat ons die riviere gaan word wat hoop bring. Dat ons daar waar hoop opgedroog is, dat ons riviere nuwe lewende water van hoop daar sal gooi. Waar ons sien liefde opgedroog is, dat ons riviere van lewende water sal wees, om liefde daar te wees. En so sien ons ook aan die einde van die Bybel, in Openbaring word hier 'n beeld geskep van 'n rivier wat weer gaan vloei en alles gaan weer lewende bring. En ek dink Jesus sê, ons is nou al dit. Eendag gaan daai kom en dit gaan vir die hele aarde wees, maar terwyl ons nog wag vir dit, moet ons die riviere wees wat hoop en nuwe lewe skep daar buite. En so wil ek julle uitnooi in hierdie tyd
Mag julle regtig ervaar hoe God julle en die Heilige Gees in hierdie reis julle gebruik om riviere te wees van lewende water, om hoop te saai daarso waar julle gaan, waar jy as jy dalk by die huis is daarso, as jy gou Pick n Pay toe gaan daarso, as jy by die werk voorigheid om te kan werk op die werk, dat ons regtig riviere sal wees van lewende water, daar waar mense hopeloos praat, dat ons sal sê maar daar is hoop, kan ek jou vertel van hom. Daar waar mense liefdeloos optree en sê maar kan ek jou wys aan liefde tree so op. En daar wat ook al jy daar invoeg wat opgedroog het, mag ons regtig ervaar dat God ons gebruik om nuwe lewende water, riviere van lewende water daar te wees. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê, maar voordat ons gaan, kom ons bid saam. Here God, dankie vir hierdie wonderlike dag en geleentheid. Here, dankie dat ons kan ook hoor dat al het U ons nie nodig nie, Here, wil U ons nog steeds gebruik en stuur U vir ons die Heilige Gees om binne in onsself in die eerste plek 'n rivier te bring van lewende water, Here, maar ook dan wil U ons gebruik om 'n rivier van lewende water te wees in die wêreld. En so, Here, help asseblief ook dat ons in hierdie tyd selfs dit sal ervaar van U af. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en onthou om die res van die week ook saam met ons lekker te kuier rondom Pinkster.